soos my pa nou gesê het in die huis, is ons nou al die 6de of die 7de generasie hier langs die Olifantsrivier van die Van Zyls. So dit kom nou al 'n lang pad die plaas saam en dit is 'n voorreg om op 'n plaas groot te word want jy leer verskriklik baie van die natuur, jy leer wat werk is. My pa glo in harde werk en dan 'n goeie beloning na die tyd. Daar's niks so lekker soos om na in die natuur te wees nie. Ons nou maar ook na in die Here se skepping. Jy sien wat hy gemaak het en wat jy kan doen daarmee. En die oudste praktyk is mos wingerdboerdery en hier sit ons vandag nog en jy lees uit die Bybel uit daarvan en jy verstaan waaroor dit gaan, jy verstaan. Sy is absoluut 'n staatmaker en 'n baie belangrike skakel daar op hulle plaas. Ek dink sy is, soos ek net gesê het, 25 jaar oud. Maar hier's 'n paar jong manne wat sommer kom hulle rug styf maak en as hulle wil saam daar boer, want sy doen eintlik die totale boerdery. Haar pa is betrokke by baie ander instansies en dan is hy ook mos nou baie, omdat hy ook 'n bemaker is van kunsmis, as hy net sekere tye van die dag by plaas. So sy vat die hele boerdery aktiwiteite oor. En sy hanteer die mense so, eintlik daai klein skraal dametjie, sy hanteer daai mense met 'n ysterhand, maar ook met liefde en sagte. So ja, dis aan hy daai. Ek wil half my vroumense van die plaas, my vroue arbeiders verteenwoordig, want hulle werk net so hard soos my mans. Partykeer werk hulle harder as my mans. En ek leer bitter baie by hulle, baie. Hulle het ook kinders, hulle is ook dames wat, ons is nie so sterkie, en hulle werk hard. Hulle is op die plaas en hulle tel hulle kussies op en hulle staan heel dag met hulle arms in die lug en hulle snoei. So dis half net om vir hulle ook dankie te sê, dat hulle vir my geleer het en dat hulle vir my wys wat is harde werk. Dit is namens Wilgenhof se vroue arbeiders, want as nie vir hulle was nie, as hulle nie vir my so 'n goeie voorbeeld was, wat wys, kyk wat kan ons doen nie, dan sou dit nie vir my so baie beteken het of so spesiaal gewees het nie.